Goeiemôre. Jy luister na die 94ste oordenking in die reeks, Die Goeie Lewe. Ons praat vanoggend oor die tema, die vreugde van God. Wanneer ons oor vreugde praat, dink ons aan vreugde in die aangesig van God, soos dit in Psalm 16 vers 11 beskryf word. U wys die pad van die gelowige, oorvloedige vreugde in u teenwoordigheid, lieflikhede in u regterhand, vir altyd. Oorvloedige vreugde in God se teenwoordigheid. Of Psalm 96 vers 11 tot 13. Laat die hemel bly wees en die aarde juig. Laat die see en alles daarin dit uitbasuin. Laat die veld en alles daarop jubel. Dan sal alle bome in die bos van vreugde uitroep voor die Here, want ja, hy kom om te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en volke dien ooreenkomstig sy trou. Ja, daar is vreugde in die teenwoordigheid van die Here, oorvloedige vreugde. Selfs wanneer die Here kom om die aarde te oordeel, is dit goeie nuus. Dit val waarskynlik vreemd op die oor, is dit nie? Gewoonlik is die konnotasie aan God se oordeel angs en bewing. Maar die psalmdigter verwag dat God sal regmaak wat mense hier verkeerd laat loop het. Om verder op te let, is dat God nie alleen die mens verlos nie, maar die ganse skepping. Dit is 'n vooruitsig wat herhaal word in Romeine 8. Die ganse skepping sien daarna uit, dat God sal bekend maak wie sy kinders is. En dan sal die verskriklike versigtiging na God, wat die ganse skepping vul, uiteindelik vervul word. Die versigtiging na God se uitkoms en geregtigheid. Om Jürgen Moltmann te hoor praat in sy 90's, waar hy sy lewe lank teologie bestudeer het, maar ook gebeure in die wêreld, dan kom hy tot die slotsom dat die oorhoofse tema van die Christelike geloof uiteindelik is die vreugde van lewe. Hy neem ons gedagtes na Jesus se gelykenisse in Lukas 15. Lees dit fyn. 3 gelykenisse word deur Jesus vertel direk na mekaar. Die gelykenis van die verlore skaap, die verlore muntstuk en die verlore seun. In die gelykenis van die verlore skaap is daar net een skaap uit 100 wat wegraak. Maar oor daardie skaap wat gesoek en gevind is daar blydskap op die herder se gesig, terwyl hy die skaap op sy skouer dra. Hiervan sê Jesus, so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer het. Waar lê die vreugde hier? Die vreugde van die herder is 'n heenwysing na die vreugde in die hemel, wat die sondaar gaan soek en gaan vind. Die vreugde is aan die hemelkant van hierdie gelykenis. In die gelykenis van die 1 muntstuk uit 10, is die blydskap van die vrou wat haar muntstuk gekry het, 'n heenwysing na die vreugde onder God se engele oor een sondaar wat hom bekeer het. Die gelykenis groei in intensiteit. Dis eers 1 uit 100, dan 1 uit 10, en dan 1 uit 2 seuns. In hierdie gelykenis bly die vader met verlangende oë uitkyk oor die landskap wat sy verlore seun ingesluk het. Onbeperk, oneindig lank, bly die pa se oë soek na daardie kind wat weggeraak het. En wanneer hy net die buitelyne van sy gestalte op die horison sien, dan hardloop die vader sy seun tegemoet. In daardie dae sou 'n stamhoof nie die skande op homself neem om enigsins te hardloop nie, wat nog agter 'n seun wat hom verwerp en in die gesig gespoeg het, om dit so te stel, wat hom dood verklaar het. Nee, die pa neem hom dadelik die huis in. Hy luister nie eens na sy redenasies en verskonings en pogings om die saak op te los nie. Die vader neem al die inisiatief om die kind te herstel tot kindskap en 'n onmiddellike feesmaal te hou. Aan die einde van die gelykenis is daar, anders as in die eerste 2, geen interpretasie van Jesus nie. Geen vertelling van vreugde in die hemel of onder die engele nie.
want dis nie meer nodig nie. Ons weet nou reeds daar is vreugde in die hemel. In die eerste 2 gelykenisse sê Jesus nie uitdruklik dat die vreugde by God lê nie, maar dat daar blydskap in die hemel is en dat daar blydskap onder die engele is. Maar in die laaste gelykenis is dit duidelik. Die vreugde in die bekering van 'n sondaar is die vreugde van God. Nie alleen by ons nie, maar heel eerste is dit vreugde by God. Dis 'n interessante, nee, verhelderende perspektief op die lyding wat daar in die wêreld is. Dikwels sal evangeliste kom met die nuus: waar gaan jy heen as jy vandag tot sterwe sou kom? Maar is jy gereed vir die oordeel van God? Anders gestel, draai of braai. 'n Beter strategie van 'n evangelis is om te kom met die nuus: wat gaan jy maak as jy aanhou leef hier op aarde? Is daar 'n ander weg vir jou as om in die vreugde van God te leef? Is jy reg vir die vreugde van God? Is die vraag wat Jesus ons vra aan elke verlore sondaar. Dit is die vreugdevolle God wat die sondaar kom soek en kom vind. Dit was juis wat Moltmann ervaar het toe God hom daar uit die donker put van ballingskap kom haal het. Is jy gereed vir die vreugdevolle aangesig van God? Kom ons bid saam. Hemelvader, ons dank U dat U ons uit U woord korrigeer, dat U die skille van ons oë laat afval, dat ons waarlik kan sien, dat ons U mag ken as die een wat verlorenes kom soek, dat ons nou mag weet dat ons vreugde aan U bring, wanneer ons terugkeer na U. So baie mense in die wêreld sien U as 'n vergeldende, strafuitdelende God. Sommige sien U selfs as 'n kosmiese diktator. Maar in Jesus het U Uself as diensknegt kom openbaar, wat bereid is om in swakheid aan die kruis die woede en vergelding van mense harte te verduur, om Uself as volmaakte liefde openbaar te maak. Help ons, help my, elkeen van ons, om werklik te glo en te aanvaar, dat U my, dat U ons, vreugdevol liefhet. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.